Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Ons is als volgend oor die nuutste plaaslike en internasionale nuus saam met Gert van der Westhuizen. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Meneer Van. As jy spyt jy's nie in Europa waar dit so warm is nie, Peer. Ek wil gaan. Wil jy gaan? Ja. Want lyk my is bietjie erg. Lekker slaap het jy daar plekke nie. Het hulle nie plekke daar nie. Dit help ook nie, ja. Gert, wil ons begin in die buiteland, net in 'n ander deel van die buiteland, Gaza. Ja, dit lyk vir my Donald Trump beweer nou op sy Truth sosiale media groep dat Israel nou inskikkelik is vir 'n skietstilstand in Gaza vir 60 dae. Nou dit sal baie goeie nuus wees. Nou hoop ek net hulle praat ook met die mense van Gaza om te hoor wat hulle dink oor die saakie, maar die mense van Qatar en Egipte wat ook deel is van die samespreking sou dan seker met hulle gepraat het. Nou dit sal baie goed wees want dit sal een van die grootste tragedies van ons 21ste eeu nou hopelik nader aan 'n einde bring. Ek weet nie of daar ooit vrede sal wees nie, maar mense wil net hê sien die mense wat so swaar kry moet dan 'n bietjie beter lewe. Maar Trump het hulle nou gewaarsku vir 'n massa mense, hulle moet dit nou aanvaar want hulle as dit nie aanvaar nie gaan dit net erger word. Hy het nou weer in hoofletters gedreig, it will only get worse. So kom ons hoop maar die beste gebeur daarson. Absoluut. En dan Gert, ons praat oor die RNE. Daar's verskillende hoeke om daarna te kyk. Ons moet eers praat oor die feit dat die begroting vir die hoër onderwys departement lyk asof dit nie deur sal gaan nie. Nee, dit lyk nie of dit sal deurgaan nie, Peer. Ek dink 'n mens moet daar al begin verwys. Alhoewel nou die mense wat deel is daarvan sal jou kap as jy dit sê, maar ons moet nou al begin verwys na ons regering van nasionale oneenigheid. Lyk dit vir my want ons sit elke kort met 'n uitval tussen die DA en die ANC. En dit is baie onverkooklik en daar's dreigemente en beledigings en oor en weer geskreeery en so aan. Maar nou ja, kom ons kyk maar wat gebeur. Die DA het mos nou gedreig hulle gaan nie stem vir die begrotings van die departemente van 2 van die ministers ten minste nie. Dit is nou Bogle en Kabani, minister van hoër onderwys, en dan ook Thembi Simelane, minister van menslike nedersettings wat met kwaai korrupsie verbind word. Nou Kabani, ek kan nie verstaan dat die president daar nog nie afgedank het nie, want ek sien die Congress of South African Students wat my eintlik 'n deel van die ANC is, het gister weer 'n verklaring uitgereik wat vra dat sy afgedank moet word. Jy weet die blote manier waarop sy mense hanteer het tydens 'n portefeulje komitee sitting, wat sy mense, jy weet, met minagting behandel het in 'n stadium gelyk of sy geëet het, sy die parlement mislei, sy het vir die parlement gelieg, die DA het haar nou aangekla gister. Dis eintlik soos hulle in Engels sê low hanging fruit vir die president. Ek dink nie baie mense gaan treur as hy haar afdank nie. Ja. So ek dink hy het nou 'n baie goeie kans om dit te doen. Vir 'n goeie aarde lyk my die ANC wil ook nie iets doen wat die DA vra nie, jy weet so. Sy sê enigiemand wat teen haar begroting stem is teen transformasie. Dit is nou ongelukkig die EFF en die MKP is ook teen haar. Ja, so dis ook teen die begroting. Jy weet, daar's groot probleme met hoër onderwys, veral met die nasionale studente finansieringsskemas. Daar's groot probleme. Dit kom nou nie, dit kom al uit Blyton se Manley se tyd uit, maar dit word nie beter eintlik nie. Sy het ook mos daai SETA raad aangestel met klomp kaders daarop, jy weet. So dit is een van die groot probleme wat sy veroorsaak het. So mense sal sien, jy weet, ek dink die ANC het in 'n mate het hulle seker 'n punt beet as hulle sê jy stem, as jy teen die begroting stem, straf jy nie die minister nie, jy straf eintlik die mense van die land, want daai geld gaan nie na die minister se sak toe nie. Maar nou sê die DA jy kan nie, soos hulle nou sê, 'n skelm minister vertrou met so baie geld nie. So hierdie ding is ook nou maar so tussen die boom en die bas, maar ek weet nie, die ANC het nou die DA gevra om van mening te verander. Mense weet nie as dit by die stemry aankom dan staat dalk al weer 'n meningsverandering, maar ons sal maar sien. Maar ja, die MKP en die EFF is ook nie baie gelukkig met die begroting, voorgestelde begroting nie. Hulle is baie ontevrede, veral die EFF oor die stand van hoër onderwys. Dit MKP het seker maar net ergens gehoor hulle kan teen iets stem en nou doen hulle dit maar. Terwyl hulle so onder mekaar beklei, maar die EFF het nogal 'n paar goeie punte gemaak oor hoekom hulle nie daarmee saamstem nie. Die DA natuurlik ook. Maar nou sal ons maar sien. Maar gister in 'n gesprek met Mia Spies op Netwerk 24, sy is natuurlik 'n ou bekende hier, wil die ou kamp van die DA, sy woordvoerder en Mudubuseni en Ntuli, die hoofsweep van die ANC, mekaar gepraat. 'n Heel beskaafde gesprek natuurlik. Ntuli sê die ANC wil baie graag saam met die DA teen korrupsie veg. Is dit? Ja. Dis oulik. Ek wonder maar. Jy is stom geslaan, Peer. Jy is stom geslaan. Ek dink baie ander mense is stom geslaan. Baie ander mense is stom geslaan, ja. Nee, hy sê hy hou net nie van die manier waarop die DA dinge doen nie, jy weet, dreigemente en al die tipe van goed. Hy sê hulle is natuurlik welkom om heeltyd teen die ministers uit te vaar en te wys op hulle na beweerde korrupsie wat hulle gepleeg en die presidente vra om van hulle ontslae te raak en so aan. Dit het hy geen probleme nie, maar nou ja, hy sê hy hou net nie van die manier waarop die DA optree nie. Wil die ou kamp het gesê
jy weet die DA gaan nie laat los nie. Hulle sê hulle is nog ontevrede oor Andrew Whitfield se afdanking. Die ANC sê natuurlik dis omdat hy ongemagtig oor sy gereis het. Die DA het nou weer gister gesê wil die ou kom het nou weer gesê dis omdat hy ongemaklike vrae oor die nuwe lotery kontrak gevra het wat nou aan 'n skoonsister van Paul Mashatile gegee is. Gert, hoe meer jy van hulle opnoem, hoe meer kom ek agter daar's baie meer vrae as wat ons noem hier. Daar kom meer vrae waarvoor ons antwoorde het. Ja. Maar ja, ANC wil nou weet wanneer wys die DA nou die nuwe persoon aan wat in Whitfield se plek gaan kom en die ANC en Tuli beweer nou dat die man ook of die vrou ook ongemaklike vrae mag vra. Hulle gaan nie die ongemaklike vrae verbied nie. Maar altyd het nou gesê, jy weet, Tuli het gesê die ANC wil nie die DA uit die RNE uitskop nie en die DA is ook daartoe verbind om die RNE 100% te laat werk want hulle glo dis beter vir die land. Ek glo ook dis beter vir die land. Meeste van ons. Ek dink net hulle moet hulle geskilbeslegtigingsmeganisme in plek kry dat dit oordentlik werk. Dat ons eers daar gaan praat voor ons vir mekaar kwaad raak en mekaar howe toesleep en al die tipe van goed. In die koerante, ja. Ja, en in die koerante beklei want dit skep eintlik nie 'n goeie beeld van die RNE nie. Dit laat die RNE onstabiel lyk en jy weet, dan sal nog natuurlik die dreigement van die DA om 'n mosie van wantroue in president Cyril Ramaphosa te stel. Hulle sê dis nou die finale opsie weer die kernbom opsie, maar ek dink die DA moet besef hulle gaan nie genoeg steun kry om die president te ontsetel nie. Jy weet, want die kleiner partye wil niks daarvan weet nie. Die EFF verneem ek gaan ook nie vir dit stem nie want hulle hoop hulle kan 'n pos in die nuwe regering kry. So hulle wil nie ANC onnodig kwaad maak nie. MKP weet mens nigter wat hulle gaan doen, maar ek twyfel of die DA 'n meerderheid sal kry. So ek dink hulle moet maar die ou plannetjie laat vaar. Dit is nou 'n dreigement ook wat oor die president se kop hang, maar aan die ander kant moet die president seker ook maar begin optree teen korrupsie nie, want ja, in alle werklikheid wil niemand eintlik ons dat jong president as president hê nie, so ja, jy weet ja, dis die probleem as jy natuurlik dit gaan doen. Ja, dan gaan jy die jong president as president kry en wie wil dit nou hê? Gert, kom ons gesels oor dierder beesvleis. Ja, Jennifer, alles word dierder en beesvleis, dat 'n plaaslike vervaardiger van al hierdie biltong happies en goetertjies gewaarsku, dit gaan alles in beesvleis gaan alles met 15% styg, wat nogal taamlik baie is, omdat ons met hierdie gevolge van die back and closure epidemie sit. Die departement van landbou is besig met inentings. Dis goeie nuus ten minste. Hulle gaan by baie van hierdie voerplase en hulle gaan in die vee daarin. Jy weet maar as dit nou eendag bekamp kan word oordentlik behoort beesvleispryse weer terug te keer na normaal. Net ek sien internasionaal is vark, bees en skaappryse daal wat goeie nuus is vir verbruikers wat regtig oral nou 'n aanslag kry hier in Suid-Afrika veral met die duurder petrolprys en ons wag nou nog op die handels tariewe van Amerika wat dalk ook nog dinge kan omkrap verder. Dit kom daarop neer dat daar verskriklik baie beeste is in Suid-Afrika wat back and close siek het en die probleem is net ons het hierdie al sien kom vir die laaste 6-7 jaar waar daar back and claw gevalle is buite areas wat nooit aangemeld word nie. En op 'n manier was hierdie 'n bietjie van 'n skoot wat die beesvleisindustrie maar verwag het gaan kom. Ja, ek sien 160,000 beeste by een maatskappy, by sy 3 voerkraal. Waarvan hulle voerkraal by Heidelberg is en Heidelberg is sommer aan die ander kant, dis aan die ander kant van die Noordwes waar die in Limpopo waar die oorspronklike probleem sou wees. Dis nou aan die ander kant van Gauteng van dit. So 'n mens is effens bekommerd daar. Ja, mens hoop maar mense van die departement hou sulke goeders dop in die toekoms en kan voortydig sien as dit gaan uitbreek, dat daar vroegtydige waarskuwingsstelsel in plek is. Vroegtydig, Gert? Vroegtydig. Die probleem is nou net selfs ons departement van internasionale betrekkinge, hulle vra ook nou, ons kon nie vroegtydig onderhandel met Trump nie. Dis nog 'n vroegtydig. Nou vra hulle vir uitstel. Ek dink dit is maklik om met Trump te onderhandel, Pierre. Maar jy moet dan ten minste probeer om dit betyds te doen. Ja, jy moet dit probeer om dit betyds te doen, maar ek dink daar's baie probleme rondom die hele onderhandelings met Amerika. Trump is nou gekant teen baie van ons wette, hierson veral die bemagtigingswette wat ons het om nou die mense wat voorheen uitgesluit was te bemagtig. Die president het gesê die wette bly. Jy weet, hulle gaan geen uitsondering gemaak word vir enige maatskappy nie. So die wette bly. Nou weet ek nie wat Amerika daarvan sal sê nie. Maar dis goed, hulle het dan ten minste verlede week in Luanda met mekaar gepraat toe daar Afrika-Amerika beraad was. So ons sal nou sien wat gebeur met hierdie versoeke van ons en of Amerika dit terwille sal wees. Jy weet, vir ons is dit veral belangrik om die AGOA-ooreenkoms te bou. Want dit is baie belangrik vir ons motorvervaardigingsbedryf en vir landbou. Weet maar, weer daar word planne gemaak deur die regering om te kyk of ons van ons landbouprodukte nou na ander lande toe kan uitvoer. Ek weet China stel belang in rooi vleis en
avokados en so, dis 'n groot, baie groot mark. China amper het nou 'n verkeerde woord gesê. Maar nou ja, so hopelik is daar is daar ten minste mense wat ander planne in die tussentyd beraam, jy weet. So hopelik kan dit werk en hopelik sal daar nou rede gesien word in die onderhandelinge tussen ons en Amerika. Maar Trump is maar moeilik party daar en sy amptenare ook, jy weet, vir hulle gaan dit nou om Amerika en nie om die res van die wêreld nie. Gert, dan die DKD spaar baie geld met eie bakkery. Ja, daar's nou baie mense wat hierdie dinge veroordeel, jy weet, maar ek dink daar's nou bakkerye by 11 tronke en dit spaar die departement van korrektiewe dienste het verlede jaar 27,4 miljoen rand gespaar omdat hulle eie brood bak. Nou moet jy weet, Dr. Pieter Groenewald wat minister van korrektiewe dienste is, hy wil graag hê tronke moet heeltemal selfvoorsienend wees. Hulle moet sommer hulle eie groente en alles kweek. Hulle die eiendom, hulle die grond daarvoor. Hulle die grond daarvoor en hy wil sommer hulle moet die meubels en goed maak. Hy sê die staat hoef glad nie vir meubels te betaal nie. Daar sal nou baie mense wees wat sê dis nou slawearbeid, want ek sien as jy nou in 'n bakkery werk dan kan jy tussen 2 en 9 rand 'n dag verdien. Maar op die einde van die dag het jy die wet oortree. Die staat is nie eintlik veronderstel om jou te betaal terwyl jy in die tronk sit nie. En hy leer vir jou nuwe vaardighede. Dis een ding wat hy kan doen, dat jy nuwe vaardighede wat jy dalk kan gebruik as jy eendag uit die tronk uit is. Maar ek dink dit is baie belangrik want dit is verstommend hoe baie geld gespaar word. Ek dink net die probleem is voorheen was daar baie verskaffers wat lekker die hele stelsel lekker gemelk het en daai verskaffers te oorreed en te sê maar julle gaan nou nie meer so baie geld kry nie, op niks onder die tafel deur nie want ons sorg nou vir onsself. Ja. Dit gaan nogal taamlik moeilik wees. Maar ek dink dis baie goeie idees wat Dr. Groenewald het, jy weet, want enige manier waarop ons kan geld spaar, moet ons geld spaar, want ons geld raak al hoe minder en ons uitgawes raak al hoe meer. As jy nou nog 730 miljoen rand vir die nasionale dialoog wil uitgee. Alala. Ek nie weet waar ons dit gaan kry nie, maar nou ja, ons kry seker maar ergens altyd ou ietsie. Ek sit net en dink aan die comics. Jy weet, daai ou wat die saag of die vuil binne in die koekbak. Wanneer gaan die volgende brood te vuil in hê? Anyway, brood te vuil in hê, Peer. Daar seker mense wat daarom kyk dat ja, ek onthou daai kom ek waar jy koek kry en ons daar die vuil in. Ek hoop maar daar's mense wat die brood toets. Ja. Kyk of daar nie 'n vuil in is. Gert, ons praat vir die FSA, dis al hoe gaan die nuus. Ons praat oor die FSA wat ondersteuning onttrek veral vir die nuwensgewende organisasies in Afrika. Ja, hulle het omtrent 80% van hulle programme opgeskort wêreldwyd, die USAID. Nou dit maak hierdie nie-regeringsorganisasies baie bekommerd. Hulle sê daar kan tot 14 miljoen bykomende sterftes teen 2030 wees. En dit is volgens nou kry ek alweer nie die woord so vroeg in die oggend die research, jy weet wat die navorsing wat die Lancet joernaal gedoen het, 'n baie vooraanstaande mediese joernaal. Weet dit is maar gewoonlik HIV vigs wat baie van hierdie sterftes tot gevolg het, jy weet waar Trump wou nou spaar. Jy weet dit is 'n debat wat 'n mens kan voer, jy weet want Amerika het tot omtrent 68 miljard dollar per jaar aan sulke hulpverlening bestee en Trump voel dit is nou onnodig, dit moet eerder in Amerika aangewend word. Jy weet baie mense sal sê ja, dis waar. Daar's ten minste die spreekwoord wat sê charity begins at home. Aan die ander kant as jy so groot en magtige land is, hang dit nie van jou af om mense te help wat hulle nie self kan help nie. Die ander vraag is natuurlik moet mense wat hulle self nie voorheen kon help nie nou probeer en werk na 'n doelwit waar hulle eendag self sal kan help nie. Jy weet soos ons minister van gesondheid gesê het, jy weet mens moet minder afhanklik wees van buitelandse skenkings en goed, jy moet probeer om dit self te doen. En mens kan vra ook, is dit regtig die FSA se verantwoordelikheid om die res van die wêreld se mense te help wat hulle self kan help? Ja, jy weet Peer, dit is 'n goeie vraag. Amerika kry natuurlik baie ook uit sulke lande uit. Jy weet soos ek sien nou die vredesooreenkoms wat in DRK gesluit is met Amerika se hulp. Dis natuurlik omdat Amerika se hande op die minerale wil kry. Jy weet so Amerika kry ook baie uit die res van die wêreld. China ook, jy weet. Jy weet so dis 'n goeie vraag. Moet hierdie lande help? Moet hulle help? Is hulle vir rus daar 'n verpligting op hulle? Ja, ek dink ook as mens vra moet hulle help, is die vraag hoe lank moet jy help en dit gaan terug na voordat jy self iets implementeer. Goed Gert, ek help jou vir 5 jaar, weet na 5 jaar gaan jy die program moet oorvat en self half moet voortgaan want ek gaan nie vir ewig help nie. So en dit is moeilik ook want mense weet nie want al hierdie organisasies is verskillend. So mense weet nie hoe lank help hulle al, hoe baie help hulle, verstaan. Was daar al gesê, was hierdie gesprek al gevoer om te sê ek help jou vir so lank en om te intree nie, verstaan. So dis regtig 'n groot debat eintlik, maar ek stem saam, mense kan nie net iemand help net vir altyd. Ja, jy weet, en mense kan verstaan dat die Amerikaners dink dit word later aan 'n bodemlose put, want hulle voel van die geld word ook nie gebruik vir goed wat regtig nodig is. Jy weet, so dis 'n baie emosionele vraag, 'n baie morele vraag, jy weet.
Daar sal nou van die armer lande wees wat sê ja, maar julle het ons uitgeput met julle kolonisasie en imperialisme en al hierdie tipe goed en misbruik tydens die Koue Oorlog, so julle kan ons maar gerus help. Jy weet, baie van die lande sukkel met oorlog wat al uit daai tydperk dateer, wat Amerika ook maar 'n hand in gehad het. So ja, daar's verskeie hoekom daarna te kyk nie. En dan intussen is daar nou weer nuwe gevegte tussen Trump en Elon Musk. Vir my is die ontstellendste feit van hierdie storie. Dat Trump gesê het, Musk dalk maar moet oppak en terug aan Suid-Afrika toe. Want Musk is mos teen sy Big Beautiful Bill wat nou gister na 24 uur se debat net die paal gehaal het in die Senaat. Dit moet nou nog deur ander prosesse gaan, maar Musk hou nie van die wet nie, want hy sê dit gaan net baie geld mors en alles. Toe sê Trump, maar nou ja, as jy nie daarvan hou nie, dan moet ons dalk maar jou subsidies aan Tesla en daai ander internetbesigheid van hom sny. Jy weet, want dit is miljoene wat ons daardeur kan spaar. En dit Musk nou ook weer kwaad geraak en sê ja, maar as hierdie wet nou deurgevoer word, gaan hy konsentreer op senatore en verteenwoordigers van die Republikeinse party en sorg dat hulle nie weer aanstaande jaar verkies word tydens die middeltermyn verkiesings nie. Hy het ook gedreig om sy eie party te begin. Oh wow. Maar aan die ander kant, Trump sê al hierdie goetertjies het hy vir Musk gesê toe hulle nou saamgewerk het voor die verkiesing en kort na die verkiesing toe hy nou hierdie Doge ding gestig het. Musk hierdie ding wat nou moet bespaar. Ja. En Trump het nou gesê Doge kan nog vir Musk ook opeet. Ag, So die geveg hier voort in al sy sosiale media glorie, want die een man besit X, die ander man besit Truth Social en hulle kan mekaar nou maar lekker die bekgeveg voortsit daarso. Die kultus van persoonlikhede. Die kultus van persoonlikhede, ja, dit is nogal ja, ek wonder dalk sal hulle weer een of ander tyd vrede maak, maar mens weet nooit. Ek byt nog vas, Maar maar hoorie, ja, maar dit mag is waarom die vasbyt. kraag in Europa ook. Ek bedoel, dis nie aldag wat jy sien dat perde in Londen hol laat die stof staan nie. Nee, kan jy sien, kyk hoe lyk daai een park in Londen, dis net droë gras. Daar's temperature van tot so hoog as 46 grade Celsius gemeet in Europa gister. Wat? Ja, ek sien in Frankryk en Parys was dit 40 grade Celsius. Die boonste gedeelte van die Eiffeltoring is gesluit vir besoekers. Daar's meer as 1300 skole in Frankryk gesluit. 17 van Italië se 27 stede het 'n hittegolf beleef. Jy weet, hulle het selfs in Italië verbod geplaas op mense wat in buite werk, jy weet, in die verskriklike hitte, want ek dink in een van die lande se straat veer dood nou eendag. Ja. En in Praag ek dink hoeveel kubieke ton ys het die mense nie versprei in die dieretuin nie, soos julle kan sien, daar lê die ysbeer lekker op die ys en rus in die dieretuin. Jy weet maar, ek sien daar's allerhande wenke vir mense hoe om koel te bly, hoe om te vermy dat jy nie sonsteek kry nie. Ek sien daar's al hoe meer mense gebruik na bewering hulle noem dit 'n fan, 'n nek fan. Wow. Jy weet 'n waier wat jy om Ja. jou nek hang wat ek weet nou nie of dit eintlik help. Ek sien nie by ons het mense ook so 'n klein waiertjies wat hulle voor die gesig hou, maar ek dink hulle verbeel hulle maar dit help. Maar ek sien daar by Wimbledon is dit ook nogal rof. Daar kry toeskouers ook swaar want van hulle sit natuurlik die hele dag in die son. In die son. Ja, ek weet nie of dit die moeite werd is om vir die tennis die hele dag in die son te sit nie. Ja, jy gaan mense Ai, kwaad gek. maak. Ja, ja, ja. Ek sal vir Jennifer. Wimbledon daar gaan sit selfs in die son, hoor. Selfs in die son, En selfs in die sonder son. hoed. Nee, met die hoed gaan, met die hoed. Maar sien die mense daar in Europa is nie gewoond aan sulke woeste temperature nie, maar Antonio Guterres die sekretaris-generaal van die VN het nou gister gewaarsku, jy weet, dit gaan nie nuwe normaal word. Sure. Die mense daar is anders as ons wat nou al gewoond is aan sulke hitte of mens kan eintlik nooit gewoond daaraan raak nie, jy weet, leer maar net naderhand hoe om dit te hanteer. En ek dink hulle is nie heeltemal gewoond aan sulke verskriklike hitte nie, want dit is nogal erg. In twee van die lande is dit ook die warmste Junie nog ooit gewees. Ek dink dit is Spanje en Italië. Maar dit was dan laas jaar dieselfde ding. Maar Ja, dis Want nou ek sê dis die dis nou warmste nog nog ooit in die warmer. Dis nog geskiedenis. warmer. Nou die volgende jaar direk daarna is dit Ja, weer ja, wel, warm. dit raak al hoe erger, jy weet, want mense wil niks of ek weet nie of dis al te laat om iets aan aardverwarming te doen. Jy weet, maar soos die Guterres sê, dit gaan 'n nuwe normaal word. Jy weet, en probleme, ek sien weer in Portugal en Griekeland is ook weer veldbrande wat Ja. ontstaan. En dit is natuurlik verwoestende veldbrande. Ons het laas jaar gesien met daai Griekse eilande wat so van toerisme afhanklik is. Die veldbrande, jy weet, laat nie toerisme kom nie. En as dit so warm is, dis gewoonlik 'n lekker tyd om die plekke te besoek, maar mense gaan nie in daai tipe hitte rondloop eintlik. Een ding is verseker, ek verkies ons 10 grade Celsius bo die 46 op die Ja, daai mense stadium. sal seker dink dis nou eintlik glad nie baie koud nie. Vir hulle sal dit nog eintlik somertemperature wees, maar ons wil natuurlik doodgaan as enigiets onder 20 is. Ja, Ja, dan trek ons truie aan en steek 'n en ons kaggel aan. huise is so koud. Ek wens ek het 'n kaggel gehad, Peer. Ek moet nou maar 'n ou beanie opsit en 'n kamerjas aantrek en 'n trui en nog iets. Bring nie na 'n bottel rooiwyn dan steek ek die kaggel aan.
Bietjie vroeg vir hoe en as jy die Wat praat jy? Ja, Al hier naam moet ek en jy al middagete eet. Nee man. Gert, en dan sluit ons af met die lotery. Kyk die lotery in Noorwe het 'n paar mense het nou onnodig baie bly gemaak vir 'n baie kort rukkie want lyk my hulle het iemand daar met my wiskundevaardighede gehad want hulle kry die geld in euros uit Duitsland uit, dan moet hulle dit terugwerk na Noorweegse krone toe in plek van om dit deur 100 te deel, het 'n persoon dit toe met 100 gemaal. Nou kan jy dink, o, mag hier's 'n plek van 28 pond kry ek nou 280, ek weet nie wat pond. Gelukkig het hulle fout betyds agterkom. Ek hoop nie van daai mense wat so bly geword het en toe deurgestel het gedink, o, gat, ek het nou so baie geld gewin nie. Kom ons gaan kry gou 'n lening, kom ons gaan koop gou dit of gaan koop gou dat. Maar hulle het nou om verskoning gevra, maar ag, daar's eintlik niks wat jy nou daaraan kan doen nie. Gert, wat vir my merkwaardig is hier is dat die hoofuitvoerende beampte van die Eurolotto, die plek, bedank het as gevolg hiervan. Ja. My magtig, dis lawwigheid. In watter wêreld is daar soveel verantwoordbaarheid? Ja, nee, ja, Pierre, dit is nogal interessant. Hy werk duidelik nie by die Suid-Afrikaanse lotery nie. Nee, hy werk duidelik nie by die Suid-Afrikaanse lotery nie, nee, duidelik nie, Pierre. Hier bedank mense nie sommer nie. Nee. Gert, baie dankie vir die saamgestels vanoggend. Dis 'n groot plesier, Jennifer. Bly net daar waar jy is, net hierna gesels ons oor papayas. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.